Goed, so die boek Openbaring. Vir baie mense is die boek 'n bietjie wel, deurmekaar en vol mystery en simboliek wat moeilik is om te verstaan. Maar sê nou ek sê vir jou, die sleutel om hierdie hele boek oop te sluit, lê in een enkele kragtige visioen. En dis presies die vraag wat ons vandag gaan aanpak. Jy sien, hierdie simbole is nie net een of ander lukrake beeld nie. Hulle is die fondasie waarop die res van die boek eintlik gebou is. So, kom ons spring dadelik weg. OK, so waar begin alles? Wel, dit begin met 'n visioen wat die apostel Johannes gekry het. En is 'n ongelooflike dramatiese en onvergeetlike toneel, een wat die verhoog voorberei vir alles wat gaan kom. Probeer jouself dit voorstel. 'n Verheerlikte figuur, omring deur lig, wat 7 sterre in sy regterhand vashou en hy wandel tussen 7 skitterende goue kandelaars. Dis 'n beeld van absolute gesag en teenwoordigheid. Maar die vraag bly staan, wat beteken dit alles? En hier's die beste deel reg. Ons hoef glad nie te raai nie. Die Bybel self gee vir ons die antwoord. Die geheim word dadelik onthul en dis die sleutel tot die hele boek. En daar het jy dit, direk uit die bron. Hierdie vers is basies ons antwoordblad. Dis die vertrekpunt wat die simboliek vir ons uitlê en die hele raaisel oplos. Kom ons breek dit net 'n bietjie verder af. Dis so eenvoudig, maar tog so diep. Die 7 sterre, hulle verteenwoordig die boodskappers, dink leiers van die 7 kerke. En die 7 goue kandelaars, hulle is die kerke self, die gemeenskappe van gelowiges. So, die sterre is die geestelike gidse van die gemeentes. Dink maar aan hulle as die leraars of die boodskappers. Jy moet onthou, in die antieke wêreld is sterre gesien as hemelse wesens of simbole van gesag. So deur die leiers sterre te noem, word hulle verantwoordelikheid regtig beklemtoon om rigting te gee en 'n helder lig in die duisternis te wees. En let op iets belangriks hier, die kandelaars maak nie hulle eie lig nie, né? Hulle is ontwerp om 'n lig, God se lig te dra en te vertoon. En hierdie beeld was besonder kragtig, want die kandelaar, die menorah, was reeds 'n bekende simbool van God se teenwoordigheid. Dit wys net die kerk se nuwe rol, om as 'n kollektiewe baken van hoop en waarheid in die wêreld te staan. Goed, so nou dat ons die simbole verstaan, waar jy nou? Hierdie visioen is nie net een of ander abstrakte les nie, dis die inleiding tot iets baie spesifiek en, wel, persoonlik. Die hele punt van hierdie visioen is om die weg te baan vir 'n reeks briewe. Elkeen van hierdie 7 kerke kry 'n persoonlike boodskap, 'n soort geestelike verslagkaart as jy wil, wat hulle sterkpunte prys, maar ook hulle swakpunte aanspreek. En hier is daardie 7 gemeentes. Dit was regte, historiese gemeenskappe in wat vandag Turkye is. Deur hulle name te sien, word die simboliek gegrond in die regte wêreld van daardie tyd. Elkeen van hulle het unieke uitdagings en omstandighede in die gesig gestaar. Goed, kom ons zoom 'n bietjie uit en kyk hoe dit alles inpas by die groter prentjie. Want as jy hierdie eerste visioen verstaan, is dit soos om die sleutel van 'n kaart te kry. Dit help jou om die hele reis wat voorlê te navigeer. En dis die kernpunt. Hierdie aanvanklike simbole en die boodskappe aan die kerke vorm die eerste deel van 'n baie duidelik gestruktureerde storie. Die boek self sê mos dit is verdeel in wat was, wat is en wat sal kom. Hier kan ons daardie driedelige struktuur duidelik sien. Die eerste 5 hoofstukke fokus op die kerke. Dit is die dinge wat is. Daarna, van hoofstuk 6 af, skuif die fokus na profetiese visioene oor die toekoms, wat ons uiteindelik lei na die finale uitkoms. Sodra daai boodskappe aan die kerke afgelewer is, verander die pas en die skaal van die boek dramaties. Ons beweeg van plaaslike gemeenskappe na kosmiese gebeure wat die hele wêreld raak. Hier is net 'n vinnige voorsmaakie van wat volg. Die 7 seels wat oopgemaak word, die 7 trompette wat blaas en dan visioene van oordeel en intense geestelike konflik. Dis hier waar die simboliek selfs meer intens raak. So, na al hierdie intense visioene en simboliek, waar los dit ons? Wat is die uiteindelike boodskap wat Openbaring probeer oordra? Dit is die kernspanning van die hele boek. Aan die een kant, ja, daar is 'n duidelike waarskuwing oor oordeel vir diegene wat God verwerp. Maar aan die ander kant is daar 'n ongelooflike kragtige belofte van hoop, redding en herstel vir gelowiges. En dit is die finale uitkoms. Na al die stryd en die oordeel,
eindig die verhaal nie in vernietiging nie, maar in herskepping. Die beloofde is een van 'n volmaakte, herstelde wêreld waar God by sy mense woon. En dit, op die ou end, is die uiteindelike boodskap van hoop. En dit los ons met 'n laaste gedagte. As die sterre leierskap verteenwoordig en die kandelaars gemeenskap, wat sê dit oor die rol van leierskap en die doel van gemeenskap in ons eie wêreld vandag? Dis 'n vraag wat eeue later steeds net so relevant is.